Dis Liam Kamfer. Hierdie aanbieding dien as 'n motivering van my lesplan in Graad 6 Geografie oor die tema handeldryf. Ek fokus daarop om leer nie net inhoudelik nie, maar ook ervaringsgebaseerd aan te bied. Deur leerder-gesentreerde strategieë, doelgerigte assessering en relevante hulpmiddels het ek hierdie les ontwerp om handel op 'n praktiese, betekenisvolle en samenhangende manier aan leerders oor te dra. In hierdie video motiveer ek sekere keuses wat ek gemaak het met betrekking tot doelwitte, onderrigstrategieë, assesserings, hulpmiddels en paradigmatiese oriëntasie. So daar is 'n klem ook gelê op om handel nie net as 'n konsep van leerders oor te dra nie, maar om dit op so 'n manier aan te bied dat hulle dit self kan ervaar, betekenis daarin heg en dit met hul eie leefwêreld kan verbind. So as ons kyk na die lesdoelwitte, is gestruktureer volgens die kop-hand-hart model. Eerstens die kognitiewe vlak, kop. Leerders moet handel kan identifiseer, kan definieer en redes gee waarom mense handel dryf. Hulle moet ook kan onderskei tussen goedere en dienste. Tweedens, die vaardigheidsvlak, hand. Ek wil hê dat hulle self deelneem aan 'n praktiese rouaktiwiteit en daarna hul eie eenvoudige marsstandetjie kan beplan en voorstel. Derdens, op die waardevlak, hart. Ek wil hê hulle moet reflekteer oor regverdigheid en verskil tussen behoeftes en begeertes. So hierdie holistiese benadering verseker dat leerdoelwitte nie net intellektueel is nie, maar ook vaardighede en houdings aanspreek. So as ons kyk na die integrasie van vakke, onder andere ekonomiese en bestuurswetenskap, EBW, waar die konsepte van produksie en ruil ter sprake is, en lewensvaardighede waar morele keuses, eerlikheid en samewerking ingeoefen word. Hierdie integrasie versterk die relevantie van les en wys hoe leer in verskillende vakke met mekaar verbind kan word. So visuele hulpmiddels soos prente, flitskaarte word gebruik. Die kinestetiese leer word bevorder deur fisiese ruilaktiwiteite. Auditiewe leer word aangespreek deur middel van klassamesprekings en interpersoonlike leerstyle word ondersteun deur groepsaktiwiteite. So wat strategieë betref, het ek gekies vir klasbesprekings, ervaringsleer, probleemoplossings, rolspel en interaktiewe groepwerk. Die les begin met 'n hipotetiese situasie waarin daar geen winkels of geld is nie. Waar daar geen winkels of geld is nie. Hierdie aktiwiteit laat hulle fisies beleef hoe mense hul behoeftes bevredig deur handel. Die les sluit af met 'n terugflits op die ervaring waar ek hulle vra om te reflekteer op vrae soos: was jou ruil regverdig? Wat het jy verruil? Wat het jy daaruit geleer? Hierdie refleksie help leerders om dieper oor hul keuses en konsepte handel, om van die konsep handel te na te dink. So assessering speel 'n belangrike rol. Ek het gebruik gemaak van formatiewe assessering deur waarnemings tydens die ruilaktiwiteit sowel as mondelinge terugvoer en vraestelling tydens klassamesprekings. Daar is ook formele komponente waar leerders 'n werkkaart voltooi. Dit kan insluit dat hulle 'n storie skryf oor hoe hulle iets bekom het, die ruil of prenteken van hul ruilervaring. Hierdie aktiwiteite dek verskillende kognitiewe vlakke,
Dit is nou van kennis en begrip tot toepassing en evaluering. Ek gebruik vrae soos: was dit maklik om te ruil? Wat het jy geleer oor ander se behoeftes en sou jy iets anders doen volgende keer? So hierdie vrae moedig ook hoordenker vaardighede aan. So hierdie lesplan is gestruktureer volgens 'n konstruktivistiese paradigmatiese oriëntasie. Ek glo dat kinders die beste leer wanneer hulle aktief deelneem, eksperimenteer en deur hulle ervarings tot beruf kom. In plaas daarvan dat ek as opvoeder bloot kennis oordra, probeer om 'n leeromgewing te skep waarin leerders self betekenis konstrueer. Dit is duidelik sigbaar in my gebruik van leergesentreerde strategieë soos die ruil simulasie, die kreatiewe klasmark en die klassamewerkings. So hierdie benadering moedig die leerders aan om probleme op te los, saam te werk en oor hulle eie ervarings te reflekteer. So die kernbeginsels van die konstruktivistiese benadering. Wat hulpbronne betref, het ek 'n wye verskeidenheid voorbereidings om les aantreklik en toeganklik te maak. Dit sluit in flitskaarte, konkrete voorwerpe, die handboek, die bord en prente. So ek het ook voorsiening gemaak vir uitgebreide leer deur differensies, soos vinnige leerders kan pryse vir hul produkte in ruilitems bepaal of ekstra scenario's uitdink, terwyl stadige leerders ondersteuning ontvang deur leidrade, prente en bystand in hul groepies. So die differensies verseker dat elke leerder op sy of haar vlak betekenisvol leer. So daar is ons die uitgebreide leer. In samevatting glo ek dat hierdie lesplan 'n balans bied tussen kennis, vaardighede en waardes. Dit bevorder nie net insig in handel nie, maar ontwikkel ook sosiale bewustheid, besluitneming en empatie. Die gebruik van ervaringsleer, betekenisvolle assessering en geïntegreerde strategieë maak dit 'n les waarin leerders nie net leer nie, maar aktief beleef, dink en groei. Ek glo sterk dat hierdie tipe onderrig hulle voorbereiding vir die werklike lewe waar samewerking en onderhandeling belangrik is. Baie dankie vir die geleentheid om my benadering met u te deel.